Halleluja, daar is soveel krag in daardie naam. Die naam van Jesus. Wie kan getuig dat die naam van Jesus het my gesond gemaak? Was daar al vir jou gebid in die naam van Jesus en die Here het jou aangeraak? Wie kan vanmôre getuig in die naam van Jesus Christus is ek verlos van al my sonde. Die naam van Jesus is kragtig. Jy weet wanneer die naam van Jesus in krag genoem word, dan sidder selfs die demone. Ken jy hom? Ek vra my of jy weet van hom nie. Ek vra my of jy van hom gelees het in die Bybel. Ken jy hom? Is hy jou al in al? Is hy die regeerder in jou lewe? Die engele ken hom. Daarom roep hulle uit, heilig, heilig, heilig is die Here God almagtig. Thomas het hom geken. Daarom het hy op sy knieë gevalle uitgeroep, my Here en my God. Moses het hom leer ken op die berg Sinaï, toe hy in Eksodus 32 uitroep, Here, ek ken U nie. Maar hy het hom leer ken daar op die berg. Die God van donderweer. Die God van vuur. En daardie God is vanmôre in ons midde. Hy is hier. Dinge is aan die gebeur hier agter. Hy is hier. En ek weet daar waar die Here werksaam is, kan mense en omstandighede onmoontlik dieselfde. Dis waar die Here nie toegelaat word om te werk, waar dinge agteruit gaan en waar verval intree. Maar waar die Here werksaam is, daar gebeur transformasie. Daar verander lewens. Wie wil hê die Here moet werksaam wees vir hom? Is hy welkom om te werk vir hom? Ag Here, U hoor vanmôre die eenparige amen op die gedagte dat U sal werk vanmôre. Sal U wil en werk na U welbehae word. Dit is ons begeerte in Jesus naam. Amen. Amen. Broer en suster, ons is daar op Vrydag. Is ons besig al vir die laaste paar maande om te praat oor die koninkryk van God en wat dit beteken en wat dit behels. En ons hart is al so gestig en verkoop en opgewek in ons rondom hierdie gedagte. En ons het dit goed gedink om sommer so met 'n hoe sê hulle amper advertensie te doods van dit wat ons bespreek dit op Vrydag. En so samevatting te doen en so 'n bietjie uit te brei rondom die koninkryk van God en wat dit as ware behels. So ek wil vanmôre vir u vra om saam met my te blaai na die Evangelie van Markus, die 9de hoofstuk. Jy moet sommer die Bybels oophou vanmôre, ons gaan 'n aantal skrifte gaan ons ondersoek. Vers 1 sê, en hy sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die koninkryk van God met krag sien kom het nie. En na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem, en hulle alleen op 'n hoë berg in die eensaamheid geneem, en hy het voor hulle van gedaante verander. Sy klere het blink geword, baie wit soos sneeu, wit soos geen blyker op aarde dit kan maak. En daar het aan hulle verskyn Elia saam met Moses, en hulle was in gesprek met Jesus. Toe spreek Petrus en sê vir Jesus, Rabbi, dit is goed dat ons hier is, laat ons dan 3 hutte maak, een vir u, en een vir Moses, en een vir Elia. Want hy het nie geweet wat om te sê nie, want hulle was heeltemal verskrik. Beteken as jy nie weet wat om te sê nie, is dit maar beter om niks te sê nie.
Weet al partykeer met jou voet in jou mond geland, omdat jy gevoel het, ek moet nou maar iets sê, want niemand anders sê iets, en dan sê jy die verkeerde ding. Dit is hier wat met Petrus gebeur. Hy het nie gebeur om te sê, kom ons maak sommer 'n tank op hierso. Hy sê in vers 7, daar kom 'n wolk wat hulle oordek. En uit die wolk kom 'n stem wat sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. En met eens kyk hulle rond, en sien niemand meer by hulle nie, behalwe Jesus alleen. Net tot so ver. Jy sal onthou toe Jesus Christus met sy bediening begin het. Wat was sy boodskap? Wat was sy prediking? As jy gaan lees daar in Matteus 4 vers 17, sê en Jesus het die hele omtrek omgegaan en verkondig, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby julle gekom. Naby julle. Wie sal sou bestem, daar is 'n verskil tussen hier en neer. As ek sê ek is hier, dan sê ek hier, maar as ek sê ek is naby, dan beteken ek is nog op pad. Né? Nou Jesus het gesê, die koninkryk van God het naby julle gekom, maar hier in Markus 9, lees ons, hy sê, sommige van julle wat hier staan, hy praat met die disippels daar, hy sê, julle sal in die dood smaak, voordat hulle die koninkryk van God met krag sien kom het nie. Nou dink ons maar, hoe is dit moontlik? Het die koninkryk dan nou gekom? Of is die koninkryk naby? En wat het Jesus bedoel toe hy gepreek het, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom? Nou broer en suster, om dit beter te verstaan, en ek gaan probeer om het so eenvoudig as moontlik te hou. Ons moet verstaan, wat is die koninkryk van God? En in eenvoudige terme, sonder om te diep te raak hoor, die koninkryk van God is daar waar die Here heers. Daar waar God heers, daar is sy koninkryk. Nou wil ek vir u vra, heers die Here in die hemel? Is dit redelik vir my om te sê dat my God heers in die hemele? So in die eerste plek kan ons sê, wel, die koninkryk van die hemele is eerstens in die hemel. Want die Here heers in die hemel. Gaan lees gerus Psalm 93, vers 1 en 2. Kom ons blaai gou so, net om hierdie punt vas te maak. Psalm 93, 1 en 2. Die Here is koning. Hy is met hoogheid bekleed. Die Here is bekleed. Hy het hom met sterkte gegord. Ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Vas staan u troon van ouds af. Van ewigheid af is u. Kyk wat sê Psalm 103, vers 19. Hy sê, die Here het sy troon in die hemel gevestig, en sy koninkryk heers oor alles. Loof die Here, sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring, in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Die psalmis roep uit en sê, o, die Here is Here van die hemel. So sy koninkryk is eerstens in die hemel. Maar dan in die tweede plek, is sy koninkryk oral waar hy heers. So dit gaan verder as net dat die hemel sy woonplek is, en dat sy troon daar geseet is. Sy koninkryk is daar waar hy heers. Dit beteken, my liewe vriend, as jy die Here jou God gemaak het, en jy het hom in jou lewe ingenooi en gesê, Here, wees Here in my lewe, en jy het waaragtig tot wedergeboorte gekom, raai wat? Dan heers hy in jou lewe. En dit beteken dan, dat sy koninkryk is ook in jou. Woe! Waar lees jy dit? Ek lees dit in die Bybel. As jy gaan na Lukas hoofstuk 17, Jesus self het dit verkondig. Lukas hoofstuk 17. En ons lees daar in vers 20. En toe het die Fariseërs gevra is, wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, die
koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie, en hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Nou, liewe vriende, wat het ons gesien? Eerstens, die koninkryk van God is in die hemel, want God eers in die hemel, sy troon is daar. Maar as jy om jou Here en jou God gemaak het, raai wat? Dan het die koninkryk van God ook in jou gekom, en hy heers binne in jou, en die koninkryk is binne in jou. Maar dan lees ons nog gestelde. Want jy sien, dis nie so eenvoudig, as jy het om te sê, wel, die koninkryk is in die hemel is in my nie. Daar is nog 'n derde aspek van die koninkryk van God. En ons lees daarvan in Matteus 7 vers 21. Want hy sê daar, nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van God nie. So hier's nog 'n ander aspek van die koninkryk. Die koninkryk is in die hemel. Die koninkryk is in elkeen se hart, wat hom hulle Here en hulle God gemaak het. Maar dan praat hy ook van 'n ander faset, en dit is 'n koninkryk wat die sal ingaan, wat nog in die toekoms is. 'n toekomstige koninkryk. Jy sien, daar is 'n verskil tussen God se universele koninkryk, waar hy heers oor alles. Ek meen, die aarde is syne. Die 4.000 hemels behoort aan hom. Alles wat gemaak is, het hy gemaak. Die sterrehemel, die son, die stelsels, die uitspansels, die aarde en alles wat daarin is, die edelgesteentes, alles behoort aan die Here. Right? Maar hy praat hier van 'n koninkryk wat moet kom, wat die sal ingaan, wat hom dien met vrees en bewering. 'n toekomstige koninkryk. Jy sien, God heers oor alles, maar as jy onthou, terug in Genesis 1 het God die mens gemaak, en hy het hulle op die aarde geplaas. In Genesis 1:26 tot 28 toe sê die Here vir die mens, ek wil hê dat julle sal heers oor die aarde, en julle sal moet heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die kruipende diere, en al daai. En toe kom die Satan mos in Genesis 3, en hy kom in die vorm van 'n slang, 'n dier. Wat het God vir die mens gesê? Heers oor die diereryk. Wat doen die mens? Hy luister vir die diere. Sien jy, dat ons die Satan gekom in die vorm van 'n slang, 'n dier. En wat gebeur? Daar die heerskappy wat God aan die mens gegee het, want God het die mens aangestel as ware as sy administrateur hier op aarde, om sy werke te bestuur, om te heers oor die werke van sy hande. Maar die mens het daai heerskappy afgestaan, omdat hy ongehoorsaam was aan God se stem, toe God sê, van hierdie boom mag jy nie eet nie. Wat doen hy? Hy luister na die dier, en hy doen wat God gesê het, moet dit nie doen nie, en in daai oomblik word die heerskappy van die mens weggeneem. En God se hele plan reg deur die Bybel was om sy heerskappy deur 'n administrateur weer te hervestig op aarde, sodat God sal heers op aarde soos wat hy heers in die hemel. En guess what? As jy gaan lees Korintiërs 15 vers 40, dan praat hy van die laaste Adam wat sal kom. Jesus Christus, die laaste Adam. En wanneer hy in Jerusalem sal sit op die troon van Dawid en die wet uit Jerusalem uitgaan, dan sal God se koninkryk ook op aarde deur die laaste Adam, Jesus Christus, heers op aarde. So ons praat van 'n koninkryk wat sal kom. En daardie koninkryk sal kom wanneer Jesus terugkeer in krag en in heerlikheid na die groot verdrukking en nadat die kerk weggeneem is, en dan sal hy terugkeer en hy sal sy koninkryk hier op aarde kom vestig. En hy sal God se verteenwoordiger op aarde wees. 1000 jaar lang. Hy sal God se teokratiese administreer wees. Waar lees ek die goed? Mense, dis die Bybel vol. Dis die Bybel vol. As jy net lief raak vir die boek, sal jy al die goed sien.
Julle kan gerus gaan lees Jesaja 2. Kom ons lees gou Jesaja 2. Wie is daar by Jesaja 2? Miskien kan iemand by Jesaja 2 lees en dan kan iemand anders dit by Daniël 2 lees. Jesaja 2 vers 1 tot 4, Daniël 2 44 tot 45. En miskien kan daar nog 'n ander persoon ook oopmaak by Psalm 2. Dis lekker, né? Jesaja 2, Daniël 2, Psalm 2. Maklik om te onthou. Psalm 2 vers 6 tot 8. En dan kan iemand wat hou van die Nuwe Testament kan ook gaan na Matteus hoofstuk 25 vers 31. Okay, wie het Jesaja 2? Lees hom gou vir ons. Die woord wat Jesaja, die seun van Amos, gesien het met betrekking tot Juda en Jerusalem. En aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die Here vas staan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels. En al die nasies sal daarin toestroom. En baie volke sal heen gaan en sê, kom laat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van die God van Jakob, dat hy ons sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem. En hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor baie volke. En hulle sal van hulle swaarde pikke smeer en van hulle spiese snoeimesse. Nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie. En hulle sal nie meer leer om oorlog te voer. Halleluja. Broers, en kan u sien dat in daardie dag sal Jerusalem die hartklop wees hier op aarde en die nasie sal toestroom na Jerusalem. Wanneer? Wanneer die wet van God vanuit Jerusalem uitgaan, wanneer Jesus sit op die troon in Jerusalem, dan sal daar vrede kom op hierdie aarde. Dan sal ons nie meer oorlogssentrums hoef te voer, hoef op te rig nie en oorlogswapens te maak nie. Nee, ons sal dit neerlê en ons sal van ons swaarde pikke smeer en van ons spiese snoeimesse. Broers, is dit daardie dag al gekom? Nee. So ons praat toch van iets wat moet gebeur. Wanneer gaan dit gebeur? Wel, Daniël 2 sê dit vir ons. Daniël 2 vers 44 tot 45. Wie was daar gewees? Daniël 2, 44 tot 45. Enig iemand daar? Martie, lyk my jy is... Net jong, lees hom vir ons. Maar in die dae van die koning sal die God van die hemel... Daniël 2 vers 44 tot 45. Maar in julle dae, in die dae van die konings sal die God van die hemel 'n koninkryk verwerk, wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. En die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan mag. Maar selfs sal dit vir ewigheid bestaan. Halleluja. Baie dankie. Sien, in daardie dae sal God 'n koninkryk verwek. Dis iets wat nog in die lewe geroep gaan word. Dit moet verwek word. Ja, God is koning oor alles en hy's koning in my hart, maar ons praat van 'n ander koninkryk wat gaan verwek word. Wanneer gaan hy koninkryk verwek word? Ek gaan lees die vorige verse. Hy praat van die beeld van Nebukadneser, hy praat van die tye van die nasies, van Babylon en van Persië en van die Grieke en van die Romeine en dan daai voete met yster en klei gemeng wat 'n samestelling is van ek noem dit Rome fase 2. Saam met 'n bestuur van 10 konings wat eers gevorm moet word en wanneer daar die koninkryk tot sy volle verwerkliking kom, dan sal daar 'n klip losraak uit die hemel wat nie met mense hande gevorm is nie en hy sal die beeld tref aan sy voete en die hele mensestelsel sal tot niet gaan, dit sal vernietig word en hy klip sal groter word en die hele aarde vul. Gaan lees dit. Dit sal die hele aarde vul. Want wat sê Jesaja 11 vers 9? Die aarde sal vol wees van die kennis van die Here. Dit praat van 'n koninkryk wat God gaan vestig op aarde en die hele aarde sal vol wees van sy kennis. Kan ek vra as die aarde op hierdie stadium vol van die kennis van die Here? Nee? Kan ek vra dat al daai koninkryke al klaar hulle doel gedien? En daai 5de koninkryk om al klaar ten volle uitgeleef. Is die anti-kris klaar geopenbaar? Nee, hy sê na hierdie dinge dan sal die klip losraak, na alles tot vervulling gekom het. Sien jy dat so ons praat van 'n koninkryk wat gaan kom?
Wie gaan eers in daai koninkryk? Wel, Psalm 2 sê dit. Psalm 2 vers 6 tot 8. Lees dit gou vinnig. Wie het Psalm 2 vers 6 tot 8? Het jy hom, Martie? Ek tog het my koning gesalf voor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, U is my seun, vandag het ek self U gegenereer. Eis van my, en ek wil nasies gee as die erfdeel, en die eindes van die aarde as die besitter. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf, en U sal hulle stukkend slaan soos 'n erwepot. Halleluja! Die Vader het sy eie seun afgevaar en gesê, eis van my, ek gaan nasies gee in jou hand. Jy sal hulle regeer met 'n ysterscepter. Jy sien, die Here kom om te regeer. 'n Ysterscepter is die simbool van regering. Hoekom het God 'n ysterscepter nodig? Kyk, in die ewige staat, volgens Openbaring 21, gaan Jesus nie meer 'n ysterscepter hê nie. Want daar gaan geen sonde meer wees nie. Daar gaan geen rebellie meer wees nie. Maar in die millennium sal jy nog rebellie kry. En nasies moet toestroom na Jerusalem volgens Sagaria 14:16 tot 18, maar baie gaan dit nie wil doen nie, want hulle is in rebellie. Die aarde is vol van die kennis van die Here, maar daar gaan nog eens wat wil opstaan, want hulle gaan dit nie waag nie, want God regeer met krag en in heerlikheid. So dis 'n gedempte rebellie. Daarom het Jesus 'n ysterscepter in sy hand. En hy gaan regeer in daardie dag. Maar Jesus is die een wat namens God gaan regeer in daardie dag. Is dit nie wonderlik nie? Wanneer gaan hy terugkeer? Matteus 25:31, julle vra sulke wonderlike vrae. Matteus 25 vers 31. Wie weet hom? Lloyd, het jy hom daar? Amper. Hy spoedig op pad. Lees hom gou voor. En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. Halleluja. Wanneer jy met die teken van die mens sien kom, Matteus 24:30 praat ook van daai teken. Daar sal 'n teken in die hemel verskyn. Hy sê, wanneer die Here kom met al sy heilige engele, sal hy, halleluja, dis om net weer so mooi vers. En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom, en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. Ek kan nie wag nie. Ek is sommer lus om my lied te sing, maar hy spoedig hier. Met blydskap wag ons op sy weerkoms. Hy gaan spoedig terugkeer, maar al hierdie koninkryke moet eers sy loop. En Jesus sal in Sion sy plek inneem op sy heilige berg. En vanuit Sion sal die wet uitgaan. En daardie dag, my broer en suster, as ek so na die tekens kyk, is nie meer baie ver nie. Halleluja. So broer en suster, die definisie of die fondasie van die koninkryk van God is, die koninkryk is daar waar God heers. Hy heers in die hemel, hy heers in ons harte as ons hom koning van ons harte gemaak het. Maar dan sal daar ook 'n dag kom wat hy op die aarde sal heers. Hoekom dink julle bid ons? Laat die koninkryk kom. Laat die wil geskied. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Wat bid ons? Ons bid, ag Here Jesus, kom vestig u koninkryk hier op aarde. Hoe gaan dit wees? Mense, die profete is vol van profesie oor hoe dit gaan wees. Ag Here, het ons tyd. Die tyd, kan ons maar die tyd afskakel asseblief. Nee, nou, maar luister, lees gou. Wie kan vir my gou Jesaja 11 lees? Kyk net gou. Net so 'n smaakie oor hoe dit gaan wees wanneer Jesus terugkeer. Jesaja 11 vers 6 tot 9. Kyk gou wat gebeur in die diereryk. Waar is jou Bybel? En die kaart. Wat jy kan doen. Ja, ek spot sommer. Dit sommer my Bybel. Wil jy my Bybel lees? Jesaja 11 6 tot 9. Mooi werk, hoor, fragile, handle with care. Wie sê Jesaja 11 6 9? Okay, jy kan die volgende een vat. Wat gaan so lank Jesaja 65 doen? Jesaja 11. Dan by die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokke, en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar, en 'n klein seentjie sal hulle aanjaag. Die koei en die beerin wyf, en hulle kleintjies lê bymekaar, en die leeu eet strooi soos die os. Wow. En die suigeling speel by die gat van die adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van die basilis. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my heilige berg.
nie, want die aarde sal vol wees van die kennis van die Here soos die waters die seebodem oordek. Halleluja. Broer en suster, ons weet dat die koninkryk een van sy kenmerke wees, dit sal 'n koninkryk wees van vrede. Maar kyk hoe ver die vrede deurdring. Dit dring tot deur na die diereryk toe. Daar gaan vrede wees. Wie was al by 'n dieretuin? Het jy gesien in die dieretuin, daar's hokke. Hulle sit nie die leeu saam met die lam nie. Because you're gonna have war in the animal kingdom. Daar's nie vrede nie. Daar's karnivore en herbivore. En dan sit jy nog met ons die omnivore ook. Ja, ons eet sommer alles. Maar in daardie dag sê hy, my kind sal speel by die gat van 'n adder. As my kind vandag vang by 'n addergat, ek kry hartaanval. Want daardie dag sal hy speel by die gat van 'n adder en dit sal nie pik nie, want daar's vrede in die diereryk. Wat 'n wonderlike tyd sal dit nie wees nie. Hoe gaan dit nog wees? Jy sê Jesaja 65, lees gou vir ons daarvan vanaf vers 17. Ja. Hou sommer aan lees. Sorry, ek het 65. Yes, 65. Yes. Okay, vat hom. Want kyk, ek skep nuwe hemele en 'n nuwe aarde en aan die vorige dinge sal nie gedink word en hulle sal in die hart nie opkom nie. Maar wees julle bly en juig vir ewig oor wat ek skep, want kyk, ek skep Jerusalem om te juig en sy mense om bly te wees. En ek sal juig oor Jerusalem en bly wees oor my volk en daarin sal nie meer gehoor word die stem van die geween of die stem van geskreeu nie. Daarvandaan sal nie meer kom 'n suigeling van 'n paar dae of 'n grysaard wat sy dae nie vol uitlewe nie. Want 'n seun sal sterwe 100 jaar oud en wie sondig sal 100 jaar oud deur die vloek getref word. Prys die Here. En hulle sal huise bou en bewoon en wingerde plant en die vrug daarvan eet. Hulle sal nie bou dat 'n ander dit bewoon nie. Hulle sal nie plant dat 'n ander dit eet nie. Want die dae van my volk sal wees soos die dae van die bome en my uitverkorenes sal die werk van hulle hande self geniet. Hulle sal hulle nie te vergeefs versmoei of baar verskielike ondergang nie, want hulle is 'n geslag van die wat deur die Here geseën is en hulle nakomelinge is by hulle. Ja, jy weet, waar is ons nou al? Ons is al ver, ons is al ver. Maar broer en suster, hoor net al hierdie goedes. Wat gaan gebeur? Hy sê, dat daar gaan 'n vertraging wees in jou oud word. Jy gaan 'n elixir nodig hê om jou plooie weg te steek nie, want party met vrouens het op ouderdom 70 is nog oileboury en jy weet, en jy drink van jonglingspilletjies en jy weet en nee, hy sê in daardie dag sal 'n kind 100 jaar oud wees. Hy is 'n kind. Hy sê dit sal eintlik 'n skok wees vir die samelewing as jy sterf op 100 jaar oud. Vandag as iemand sterf op 100 sê ons, well done, wat 'n wonderlike vol lewe het hy. Daai dag sal hulle sê, dis skokkend dat hy so jong gesterf het. Jy sien, want daar's 'n demper geplaas op die lewensdier as gevolg van die demper wat daar geplaas is op sonde, want die loon van die sonde is nie dood, maar sonde sal in groot mate beperk word. Want die Here Jesus regeer met hy resepte. Daar sal ware geregtigheid wees. Nie ongeregtigheid soos in die hofstelsels vandag, ware geregtigheid. So ons sien dit gaan gebeur en dan praat hy van en jy sal die vrugte van jou land eet. Wie werk nog? Wie het nog nie voorreg om 'n werk te hê? Halleluja. Ja, wat sê dit elke oggend dat ek nog daarom 'n inkomste het. Mense, 40% van ons bevolking sit werkloos. Nie eens te praat van ons kinders wat op skool klaar maak nie. Ek dink die syfer daar is al by die 60%. Wat is die hoop? En die van ons wat werk selfs, hoeveel persentasie van jou inkomste moet jy gee aan iemand wat nie gewerk het daarvoor? Hoeveel betaal ons aan belastings? 44%. Hoor wat sê die Here, hy sê in daardie dag sal jy die vrug van jou arbeid geniet. Met ander woorde, dit waarvoor jy gewerk het,
Dis joune. Dit maak my al meer uitsien na hierdie dag van die koninkryk. Ek weet dit wat ek gewerk het, dit sal ek eet, dit sal ek geniet. En dis alles elemente, eienskappe van hierdie koninkryk waarna ons uitsien. Hoekom dink julle? Moet ons bid, Here, laat u koninkryk kom, want dis die dinge waarna ons kan uitsien. En broer en suster, hierdie koninkryk gaan 'n aardse koninkryk wees. Ons weet ons wil altyd sê, ja, as ek dood gaan, ek gaan hemel toe. Ja, ons gaan hemel toe, maar dit is net vir 'n kort tyd. Dan kom ons terug aarde toe. Daar is 'n hemelse element, maar ons bid altyd, o, Here, ek wil hemel toe, ek wil hemel toe. Maar hierdie koninkryk gaan op die aarde wees. God gaan hierdie aarde omskep en rekonstruksieer en nuut maak voordat ons in die ewige staat ingaan in die hemel. Nou gaan ons eens 1000 jaar hier saam met hom regeer. Waar is dit? Ag, ek is so bly julle vra my. Julle vra wonderlike vrae. Gaan lees gou Sagaria 14 vers 9. Iemand lees Sagaria 14:9 en iemand lees Job 19 vers 25. Job is die oudste boek in die Bybel. En die Here het al klaar in Job vir Job geopenbaar. Daar gaan 'n regering wees hier op aarde. Maar lees jy Sagaria 14:9, weet hom dan. Dankie, Lindsay. En die Here sal koning wees oor die hele aarde in die dag sal die Here een wees en sy naam een. En die Here sal koning wees. Hy sal. Nee, hy is nou nie. Hy sal koning wees oor die hele oor die hele aarde. Dis iets wat nog gaan gebeur. Ja, die aarde behoort aan hom, maar sy bestuur oor hierdie sisteme is nog nie in plek nie. Sien met my? Kyk gou wat sê Job 19:25. Het jy? Maar ek weet my verlosser leef en hy sal as laaste oor die stof opstaan. Hy sal as laaste oor die stof opstaan. Ek weet I know my Redeemer lives. Dis Job 19:25. Ek weet my verlosser leef en hy sal as laaste uit die stof opstaan. King James Version sê, and he will take his stand on the earth. Hier, in die stof, op die aarde. Daar gaan hy sy plek inneem. Waar? In Jerusalem. Daar sal Sion vas staan. Amen. So dis 'n aardse koninkryk. Hy gaan hier regeer. Mense. Openbaring 5 vers 10. Ag, miskien nog net eenetjie. Net om seker te maak niemand sê, hoorie. Julle sit in die ou. Kyk in die nuwe. Openbaring 5 vers 10. Het jy hom daar, Martie? Wat sê hy dan? En het ons konings en priesters vir ons gemaak en ons sal as konings op die aarde heers. Ons sal as konings waar heers? Op die aarde. My aarde. Hoe het ons daarin misgelees? Né? Sien julle dit? Hy sal regeer op aarde. Sagaria 14:9 en ons sal saam met hom wees as konings waar? Op die aarde. Sy koninkryk. So ons praat van 'n koninkryk wat nog gaan kom. Nou liewe vriende, wie is op hierdie stadium die God van die wêreld? Hier waar ons nou vandag is in die 21ste eeu. Ja, hy is die God van hierdie wêreld. Hy is die regerder van die wêreld en die wêreld is in die mag van duisternis. 2 Korintiërs 4 vers 4. Ons gaan nou 'n bietjie tyd spaar, maar ek kan dit nie deurskryf. 2 Korintiërs 4:4 dat hy is die God van hierdie wêreld. En die wêreld is in die mag van die duisternis. Wat het Jesus gesê vir die Joodse leiers toe hulle so met hom redeneer oor sy uitlatings wat hy gemaak het as die Messias? Toe sê Jesus vir hulle in Johannes 8 vers 44, hy sê vir hulle, julle het die duiwel as vader en die werke van julle vader doen julle. En Raiva, vandag in die 21ste eeu, dit is so jammer om dit te sê, maar die grootste deel van die wêreldbevolking is onder die mag van duisternis, onder die kontrole van Satan. Dit is so jammer om dit te moet sê vandag. Maar op hierdie stadium heers Satan oor die wêreld en die wêreld is in duisternis gehul.
En baie mense val onder sy regering. Maar wat het Jesus gesê vir Paulus toe hy hom roep? Wat is sy beroeping? Gaan lees dit gou-gou in Handelinge 26:18. Hoor gou-gou wat het Jesus gesê vir Paulus in Handelinge 26:18. Wie kan eers daar kom? Dit was Paulus se roeping geweest. Dikkie? Ja. Is om hulle oë te open dat hulle hul van die duisternis tot die lig kan bekeer en van die mag van die Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die heiliges kan. Halleluja. Wat was Paulus se roeping? Here sê hom, hy sê gaan verkondig dat mense hulle van die duisternis tot die lig moet bekeer. Né? En van die mag van Satan tot God. Alright. So ons sien hier dat Paulus se roeping was dat mense moet oorgebring word uit duisternis uit in lig in. Dis ons roeping. Dit was Paulus se roeping geweest. Met ander woorde, wanneer jy jou tot God bekeer en jy maak hom koning van jou hart, dan word jy oorgebring uit die koninkryk van duisternis in die koninkryk van sy wonderbare lig. Dis wat 1 Petrus 2 vers 9 vir ons sê. Né? Ons het 'n liedjie wat ons sing. You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Né? En dan gaan hy so aan. Who has called us out of darkness into his wondrous light. Dis waarvoor God Paulus gestuur het en raai wat, dis ook waarvoor God my en jou stuur. Om die koninkryk van lig vir mense te gaan verkondig. So broers, is dit almal van ons is of in die koninkryk van duisternis of ons is in die koninkryk van lig. Jy is onder die regering van Satan of jy is onder die regering van God. Gaan lees gerus Romeine 6 vers 16. Gaan lees gerus Kolossense 1 vers 13. Dit sal hierdie gedagte bevestig. Jy kan nie twee here dien nie. Jy is onder die regering van een. Van die aan wie jy jouself diensbaar stel, jy is 'n slaaf van die een aan wie jy jouself diensbaar stel. Jy kan nie 'n dienaar van twee baase wees nie. Jy val onder een baas. Amen. Jy kan nie twee here dien nie. Jy sal die een aanhang en die ander verag. Jy kan nie God en Mammon dien. So almal van ons val daar. Nou, hier is ons ding. Wie het die koninkryk van God in hulle? Okay, nou hier's nou 'n bietjie van 'n challenge. Want jy sien, ouer, die koninkryk van God is nou hier binne in jou. Maar ons leef in 'n wêreld wat gehul is in duisternis. Hier's lig binne in my, maar rondom my is dit donker. Wie weet waarvan ek praat? Né? En dit maak dat 'n mens soms uit plek uit voel. Jy voel uit plek uit. Weet jy hoekom? Want jou burgerskap is nie van hierdie. Jou burgerskap is in die hemel. Dis nog wat Paulus gesê het vir die Filippense in Filippense 3 vers 20. Ons burgerskap is in die hemel. Van wie ons verwag, Jesus Christus. Dis waar ons burgerskap is. So nou is ons hier op die aarde en jy voel uit plek uit. Soos wat jy beweeg in die sisteme van hierdie wêreld. En soos wat jy aanskou alles wat rondom jou gebeur. En jy kry hierdie gevoel hier binne in jou. Maar ek hoort eintlik hier nie. Wie het al so gevoel? I just don't belong here. en jy verlang eintlik. Daar's verlange in my hart na Jesus. Jy verlang hier binne in jou na die koninkryk van God. Jy verlang na die hemel. Jy verlang in sy regering, onder sy regering te wees. Né? En jy verlang daarna soos wat jy kyk na die absolute skreiende resultate van die koninkryk van duisternis. Jy kyk na die absolute morele verbrokkeling van ons waardesisteme. Gaan kyk dit na die verbrokkeling in ons skoolstelsels, in ons regstelsels, in ons sosiale stelsels, in ons ekonomiese stelsel. Daar's 'n absolute verval.
jy kyk na die geweld, jy kyk na die misdaad, jy kyk na die onreinheid, jy kyk na die ongebondenheid, jy kyk na die boosheid waarin hierdie wêreld verval het, en jy roep uit, o Here, laat u koninkryk kom. Wat ons voel uit plekke. Ek hoop daar's iemand wat daai gevoel deel. I just don't feel I belong here anymore. Amen. En as jy nie so voel nie, dan moet jy seker maak is die lig in jou. So. Nou broer en suster, net om vinnig terug te kom, ek was in Markus 9, maar kyk waar draai ons nou. Ek het nog 15 minute. Gou vinnig, Markus 9. Wat het Markus 9 gesê in vers 1? Lees gou weer daai Markus 9 vers 1. Jesus se boodskap was: bekeer julle want die koninkryk het naby gekom. Ons het gepraat van die koninkryk in die hemel, ons het gepraat van die koninkryk in ons harte, maar ons praat van nog 'n koninkryk wat kom. Want Jesus het die eerste keer gekom, hy wou sy koninkryk op aarde kom vestig, want maar die Jode het hom nie erken as die koning nie. Hulle het hom verwerp as die Messias. Daarom het hy toe Jesus kom sê die koninkryk het naby julle gekom, want hy was hier, maar hulle het hom nie erken nie. Hulle het hom verwerp. Toe gaan hy weer weg. Met die doel om eendag weer terug te keer, maar hy kan nie terugkeer voordat die Jode uitroep, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here nie. Vers 23. Hulle moet dit eers erken dat hy is die Messias, dan kan hy sy koninkryk vestig. En pas op vir hierdie ouens wat sê dat daar is nie, God het nie 'n plan meer met die Jode vir die toekoms nie. Die Jode, God het nie 'n plan met hulle nie. Die Jode is die toekoms. Moenie dat hulle ons vir julle lieg nie. Moenie dat hulle vir jou sê, ja, ons glo daar is 'n toekoms ook vir Israel. Luister, hulle het die pot fermes. Daar is net 'n toekoms vir Israel nie. Israel is die toekoms. Dan stem jy saam. Dis die profetiese horlosie. En Israel het Messias verwerp. Maar die Israel kry baie keer verkeerd die eerste keer, né? Josef se broers het hom ook verwerp die eerste keer, maar die tweede keer toe hom kry toe aanvaar hulle hom. Die slawe het Moses verwerp die eerste keer, maar die tweede keer toe hy terugkom toe aanvaar hulle hom. Dan lyk by die Jode kry altyd verkeerd die eerste keer. Maar lyk by die tweede keer kry hulle dit reg. En daar gaan 'n absolute nasionale bekering wees. Gaan lees Sagaria 13. Hulle gaan hulle almal tot die Here bekeer. Die bietjie wat daar nog voor is, want 2/3 sal uitgewis word. Né? Volgens Openbaring. Maar die wat gaan oorbly, hulle gaan hulle bekeer. Dis hoekom die groot verdrukking nodig is. Want die Here gaan moet tromme gebruik om hulle te kry, om hulle oë te open. En dan sal hulle tot die Here bekeer. En dan sal hulle die teken van die seun van die mens kom in krag en in die heerlikheid. Maar ag, dan gaan ons al weer in die rigting. Gou terug by Markus 9. Lees gou weer. Weet jy Markus 9? Lees gou weer vers 1. En hy sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal slaap voordat hulle die koninkryk van God in krag sien kom. Nou, hoe maak dit sin? Ons sê die koninkryk van God moet nog kom. Jesus sê van daai wat daar staan, gaan nie die dood smaak voordat die koninkryk se kom het nie. Kan ek vra as daar van daai wat daar was wat nog lewe vandag? Is julle seker? They are among us. As jy nou ouens sê, wow, here's revelation knowledge. Nee, luister, hulle is almal dood. So het die Here nou die waarheid gepraat of wat het hier gebeur? Luister, hy het die absolute waarheid gepraat. Wat het hy eintlik daarby bedoel? Wel, jy moet die volgende verse lees. Want wat het 6 dae daarna gebeur? Ons het dit mos gelees het, die berg van verheerliking. Jy sien, hier's Petrus, Johannes en Jakobus, hulle was van die wat daar gestaan het. Hy sê van julle wat hier staan. Hulle was 3 van hulle wat daar gestaan het. Hier gaan Jesus saam met op die berg van verheerliking. En wat gebeur? Jesus verander van gedaante reg voor hulle oë. En hulle sien die heerlikheid van die Here skyn deur sy kleed. As jy vers 3 of 4 lees, hoe dit gelyk soos eers van 'n blykmiddel, dit so wit soos lees gou daar vers 3 of 4. En sy klere het blink geword, baie wit soos sneeu, wit soos geen blyker op aarde dit kan maak. Oh, wow. Wow. Wit soos sneeu, soos geen blyker kan maak nie. Wat het daai disippels aanskou op daai oomblik? Weet julle wat het hulle aanskou? Hulle het aanskou die heerlikheid en die krag waarin Jesus Christus in sy verheerlikte liggaam sal regeer die dag wanneer hy sy koninkryk op aarde kom vestig. Hulle het as ware 'n voorskou gekry. Hulle het 'n voorsmaak gekry
van hoe Jesus gaan regeer in sy heerlikheid. They saw how it is going to be, daar op die berg van verheerliking. Jesus het gesê, julle sal nie sterf voordat julle die koninkryk van God in krag sien kom nie. Die sal op die berg van verheerliking, hulle sien Jesus in sy krag en sy heerlikheid, hulle kry as ware 'n voorskou. Johannes, die apostel, het ook 'n visioen gehad van die heerlikheid waarin Jesus Christus sal regeer wanneer hy kom om sy koninkryk op aarde te vestig. Waar lees ons van dit? Openbaring 1, vers 13 tot 18. Jy kan dit gaan lees. Lees hom net gou so 2 verse, daar is nie al 5 te lees nie. Hoe gaan Jesus lyk as hy kom? As ons hom gaan sien, hoe gaan hy lyk? Het jy hom, Martie? Ja, en tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blink koper wat gloei soos 'n olie, en sy stem soos die stem van baie water. Kan jy self indink dat geen wonder dat Johannes het baie keer vergeet om te skryf nie. Want Openbaring gereeld sien jy, hy het opgehou skryf op Engels en sê skryf wat jy sien. Ek weet hoe sou jy gevoel het? Jy sien al hierdie goed afspeel. Jy sal ook vergeet om te skryf, nie waar nie? Jy sal net staan en kyk en sê, "Wow, hierdie is bonatuurlik, dis goddelik." En dis wat hy gesien het. So Johannes het ook 'n visioen gekry. Jesus self het gepraat van sy krag en heerlikheid waarin hy sal kom met al sy heilige engele, Matteus 25:31. So broer en suster, toe hierdie disippels op die berg van verheerliking staan, het hulle 'n voorskou gekry van die staat waarin Christus sal heers in krag en in heerlikheid wanneer hy kom om sy koninkryk op aarde te vestig. Dis wat hulle daar gesien het op die berg van verheerliking. Nou broer en suster, hoe gaan dit wees in daardie koninkryk? Ag, kan ek sommer platklank sê? Weet jy hoe gaan dit wees? Dit gaan wees hemel op aarde. It's gonna be heaven on earth. Soos wat God op hierdie stadium heers in die hemel, so gaan hy op daardie dag heers deur sy seun hier op die aarde. Kan jy jouself indink, Tannie? Geen trane meer. Geen swaarkry. Geen pyn. Geen verlies, geen armoede. Geen ellende. Niks nie. It's going to be heaven on earth. Wat sê Romeine 14:17? Die koninkryk van God is die spys en drank, nie, maar is geregtigheid, vrede, blydskap in die Heilige Gees. Geregtigheid staan in kontras met sonde. Sonde wat in sy wese verwoestend is vir elkeen wat dit in sy lewe ruimte gee. Dis wat sonde dit verwoes. Sonde verwoes liefde, sonde verwoes vrede, sonde verwoes blydskap, sonde verwoes goedheid, want die loon van die sonde is die dood. Maar in daardie dag sal geregtigheid heers. Dit sal 'n tydperk van vrede wees. Vrede staan in kontras met oorloë. Vrede staan in kontras met verdeeldheid, met dispute. Vrede staan in kontras daarmee en oorloë en dispute en verdeeldheid is dit wat hierdie sonde aanvuur. As sonde aangevuur word, dan bring dit hierdie goed. Maar in daai tyd sal ons vrede. Want sonde sal nie meer wees. Dit sal gekenmerk word deur blydskap. Blydskap wat in kontras is met hartseer, met verdriet, met pyn, wat die resultaat is vir sonde. As die vyand jou kan in pyn hou, in verdriet hou, mismoedig hou, dan het hy in sy doel geslaag. Maar daardie dag sal die koninkryk van God wees geregtigheid, vrede en blydskap. And guess what? Guess what? As jy vandag sê dat die koninkryk van God is in my, dan kan jy ook nou 'n voorsmaak hê van die koninkryk van God.
Weet Paulus kom, aan 2, hoef jy so te bly nie, maar daar in 2 Korintiërs 12, vers 3 en 4, dan praat hy ook van 'n ervaring wat hy gehad het met die koninkryk van God. En hy vertel, hy sê, luister, as ek nou moet sê wat ek ervaar het, dan gaan ek ver te kort skiet. Woorde kan nie beskryf dit wat ek beleef het daar nie. Hy sê, woorde skiet te ver te kort. Die koninkryk van God is te heerlik. Ek het nie woorde om te beskryf hoe dit gaan wees nie. En dan kom ou Petrus. Ou Petrus praat ook, hy jare later skryf hy 'n brief, die tweede brief van Petrus, en dan 2 Petrus 1 vers 16 tot 18. Miskien kan ons net daai enetjie lees. Ek sien jy is daar op die einde van die Bybel. 2 Petrus 1 vers 16. Kyk wat hy praat van die ervaring wat hulle gehad het op die berg van verheerliking, toe Jesus so van gedaante voor hulle verander het. Wat sê Petrus? Hoe was dit? 2 Petrus 1 vers 16 tot 18. Want ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg, om ons julle die krag en koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het, maar ons was aanskouwers van sy majesteit, want hy van voor die Vader eer en heerlikheid ontvang, toe hierdie stem uit die luisterryke heerlikheid tot hom gekom het. Dit is my geliefde seun, in wie ek gewelwaar het. En hierdie stem het ons uit die hemel oorkom, om saam met hom die heilige werk. Halleluja, Petrus sê, luister, wat ons vir julle vertel, ons sy gedeelte ons bly met iemand. Dis nie verdigte fabels nie. Ons was daar, ons oor het gesien. Ons het gesien hoe die Vader aan sy seun sy heerlikheid gee. Ons het gesien hoe dit uitstraal uit hom uit. En ons het gehoor die stem van die Vader wat uit die hemel uit sê, dis my geliefde seun, luister na hom. Halleluja! So voorwaar het hierdie disippels 'n voorsmaak gehad, net soos Jesus vir hulle beloof het, julle sal die dood nie smaak voordat julle die koninkryk sien kom in krag en heerlikheid nie. Hulle het 'n voorsmaak gehad van die heerlikheid waarin Jesus sal heers wanneer hy sal kom om sy koninkryk op aarde te vestig. En ek wil weer sê, as jy die koning van alle konings in jou lewe het en hy heers in jou lewe, kan jy ook dan die voorsmaak hê. Jy het dan ook 'n voorsmaak van hoe dit sal wees in daardie heerlike koninkryk. Halleluja! Wanneer die koninkryk van God in jou werksaam is, my liewe vriende, dan gaan jy smaak dit wat Romeine 14:17 sê, geregtigheid, vrede en blydskap. Dit sal jou deel wees. Jy sal vrede hê. Weet jy hoekom gaan jy vrede hê? Want kyk, in die wêreld is daar verdrukking, laat ons nou nie met mekaar speel nie, daar's verdrukking daar buite. Maar in die Here het jy vrede. Weet jy hoekom? Want Paulus het vir ons gesê, in Romeine 8 vers 28, het hy vir ons gesê, dat alles werk ten goeie mee, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. So wanneer dinge in ons lewe gebeur, en we don't understand, what is happening now? Want die feit dat jy beroof van jou vrede, hy wil jou onrustig maak, hy wil jou bekommerd maak, hy wil jou mismoedig maak. Ne? So hy wil omstandighede gebruik om jou op 'n ander stasie te kry. Dan sê ek vir hom, hey, Satan, wyk, nommer 1, en nommer 2, terwyl jy wyk, ek wil net vir jou sê, die koninkryk van God is in my. En omdat die koninkryk van God in my is, het ek vrede. Maak nie saak wat jy rondom my doen nie. Ek wil vir jou sê, alles werk ten goeie mee. Ek hoef nie alles te verstaan wat in my lewe gebeur, maar baie keer soek ons antwoorde. Here, hoekom dit? Die Here skuld jy nie 'n antwoord nie. Skuld die Here ons enigiets. Alles is genade. As die Here my 'n antwoord wil gee, dan kan hy dit doen. Maar die Here is nie my antwoord verskuldig nie. Maar wat ek wel weet is, hy is die pottebakker, ek is die klei. My lewe is in sy hande, en wat hy ook al doen, it's completely fair. As jy nou ooit 'n regverdige God wil ken die God van die hemel. Wat ook al in jou lewe gebeur, alles is volkome reg en regverdig. Ek weet baie keer, it doesn't make sense. Ek weet baie keer, Here, my tank was al lank al leeg, ek hardloop op fumes. Maar soos Job gesê het, I know my Redeemer lives. It doesn't make sense. Partykeer voel ek wil die hele voor 'n hof sleep en sê, Here, hoe kan U wat goed is, hierdie goed in my lewe toelaat? Maar dan moet die Here my ook maar partykeer herinner, hey, onthou, wie in die grense van die see daar gestel, was jy daar? Onthou wie ek is.
Was jy daar toe ek die berge gegrondves het in die aarde? Wil jy vir my sê hoe om die aarde te bestuur? Nee, dis hoekom ons vrede kan hê. Here, ek hoef nie alles te verstaan nie. Doesn't make sense. Maar ek weet my verlosser leef. En ek weet dat alles werk ten goeie mee. Dis die vertrekpunt om met God 'n gesonde verhouding te hê. Is dit reg? Ja. En dan natuurlik het ons blydskap en dit vloei vanuit ons wandel met hom. Dis wat ou Jimmy Swaggart sê, it's joy unspeakable and full of glory. Ons Jimmy, full of glory. 1 Petrus 1 vers 8, joy unspeakable. Dit vloei vanuit ons verhouding met God uit. En weet jy wat gebeur nog? Ek moet klaarmaak. Wie wil ek moet klaarmaak? Niemand nie. Prys die Here. Okay. Ek gaan nou klaarmaak. Weet julle wat verander nog? Wat verander nog? Jou karakter verander. Skielik het jy net meer geduld. Wie is die geduldlose mense hierso? Ek wys nie vinger nie. Ek vra. Ek weet jy ken julle nie so goed nie, julle ken my nie so goed nie. Maar jy het skielik meer geduld, jy het meer sagmoedigheid. Jy het meer selfbeheersing. Jy het meer goedheid. Wat is al hierdie goed? Eienskappe van die Gees. As die koninkryk van God in jou is Galasiërs 5 in jou. Die vrug van die Gees is liefde, vrede, vers 22, né? Blydskap. Skielik openbaar jy al hierdie goed, al hierdie eienskappe, die vrede, die blydskap, die geregtigheid, die liefde, die sagmoedigheid, die rankmoedigheid, die selfbeheer, al die goedes is jou eienskappe want die koninkryk is in jou. Dit is so 'n kontras met die wat in duisternis wandel, want wat openbaar hulle? Die kwaliteite en die eienskappe van die koninkryk van duisternis. Jy kan gaan lees daarvan in Galasiërs 5:19 tot 21. Die eienskappe van die wat in duisternis wandel. Gaan maak seker dat daai eienskappe is nie by jou teenwoordig nie, want dan is daar iets om uit te sorg. Né? Dit is die eienskappe. En wat sê die Here? Wat sê einde van mense wat so wandel? Vers 21, sê net oor van. So broers, ek is klaar. Maar hier is die ding. Almal van ons is of in die koninkryk van God, of is in die koninkryk van duisternis. God regeer in ons lewe, of Satan regeer in ons lewe. Jesus het vir Paulus gesê, gaan en verkondig, en gehaal mense uit die koninkryk van duisternis, oor na die koninkryk van lig. En broer en suster, ons is Berggee Pinkster. Ons het 'n roeping. En dit is om die evangelie van lig te gaan verkondig. Om mense te gaan haal uit die koninkryk van duisternis en hulle oor te bring in die koninkryk van lig. Mense, dit is ons opdrag. Ek kan nie verstaan hoekom mense visies en missies en goed so complicated wil maak in die kerkwêreld nie. Die kerk is geroep om die evangelie, die goeie nuus, te gaan uitdra. Kom ons doen dit. Ons het die koninkryk in ons, kom ons gaan deel dit. Kom ons wees God se instrument, kom ons wees God se mondstuk. En kom ons gaan deel die koninkryk van lig met die wat in duisternis is. Is ek die enigste een wat deur God geroep is om dit te doen? Of is daar nog? Dat die Betty? Is jy nog afgetree of is jy nog? Nou maar staan saam met my. Is jy nog geroep? Vader, in Jesus naam, kom ons en ons hef ons hande op en ons gee ons harte opnuut oor tot die roeping waartoe U ons geroep het. Die woord leer vir ons in Efesiërs 4:1, wandel nou waardig die roeping waarmee julle geroep is. Wat help dit? Ons verkondig die evangelie, maar ons lewe getuig nie daarvan nie. Daarom vra ek, Here, wees ons genadig, daar waar ons gefouteer het, daar waar ons gestruikel het. Ek bid in Jesus naam dat die genade groot sal wees en dat die bloed van Christus Jesus ons sal reinig van alle sonde in Jesus naam. En daarom wil ek ook vra in dieselfde asem, Here, help ons om waardig te wandel. Help ons, Here, om heiligmaking na te streef, om ons liggame te kastei en 'n diensbaar te maak vir die Here en sy werk in en deur ons lewens. Help ons, Here, dat die woorde van ons mond en die oordeenkinge van ons hart nie altyd welbehaaglik sal wees. Dat ons woorde min sal wees met sout besprinkel, sodat ons weet om ieder een te antwoord. Help ons ook dat ons gedrag, Here, sal spreek van reinheid en heiligheid. Here, laat ons die vrug van die Gees sal openbaar en laat ons waardig sal wandel.
En dan, Here, help ons, dat ons nie sal stil wees nie, maar dat ons mond wyd oop sal wees, en dat ons sal verkondig die deugde van die Here. En Here, wanneer mense die lig van God in ons sien, dat hulle soos op die dag van Pinkster ook sal uitroep, wat moet ons doen om gered te word? En dat ons ook vir hulle kan sê, ons het goeie nuus. Jesus het gekom om gevangenes vry te laat, om die armes te voed. Hy het gekom om kopergrendelstuk om te breek. Hy het gekom om die aangename jaar van die Here aan te kondig. En ek is hier om vandag vir jou te sê, as jy die naam van die Here aanroep, en jy tot hom bekeer, en jy gedoop word, en vervul word, en verseël word met die Heilige Gees, dan het die lig ook vir jou opgegaan. Help ons, dat ons daardie boodskap altyd sal uitdra. Nie net in woorde nie, maar ook in ons leefstyl. Dis my gebed in Jesus naam, en ek dank U daarvoor. Amen. Amen.